Goeiemôre. Jy luister na oordenking 102 in die reeks Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is Raad van die Profeet. Ons kom nou by die voorlaaste episode van die reeks Die Goeie Lewe. Ons het 'n verskeidenheid van temas bespreek wat uiteindelik, hoop ek, vir ons almal 'n beter idee gee van hoe die legkaartstukke van 'n goeie lewe in mekaar mag steek. Dit is met groot dank aan die skrywers van The Good Life en al die deelnemers aan die langdurigste studie wat ooit gedoen is oor menslike geluk, wat oor dekades van hulle lewens heen bereid was om eindelose vraelyste in te vul en vrae te beantwoord in onderhoude oor alles en nog wat van hulle lewens. Dit is byna die ekwivalent van 'n geestelike bloedskenkgebaar, waar hulle iets kosbaar geskenk het, sodat ander kan leef. Vir ons voorlaaste oordenking het ek dit goed gedink om aan te haal uit Khalil Gibran se boek, Die Profeet, uit 1923. Dit gaan oor die fiktiewe verhaal van die wyse man Al-Mustafa, wat op die punt staan om die stad Orphalese te verlaat. En die mense, die inwoners, wat hom vir oulaas kom groet en vra oor die lewe vra. Dit spreek temas aan soos die liefde, die huwelik, kinders, werk, vryheid, pyn, vreugde, godsdiens en die dood. Die woorde en die wysheid in hierdie boek is so sielsaangrypend, dat die boek in meer as 100 tale vertaal is, en sedert die publikasie daarvan nog nooit uit druk uit was nie. Khalil Gibran het op 12-jarige ouderdom uit Libanon na die VSA vertrek. Hy kom uit 'n Christelike agtergrond, maar uit die aard van sy grootwordjare in daardie moslimland en moslimlande omheen, het hy die kultuur van Islam goed geken. Daarnaas het hy gevind dat die eeuweoue ander tradisies ook wysheid van die lewe bevat, soos Sofisme, Hindoeïsme, Boeddhisme en natuurlik westerse filosofie. Ek is maar altyd bang vir 'n sinkretisme, met ander woorde, dat jy klomp verskillende filosofieë in een pot gaan gooi. Maar ek het ook gou in my lewe besef toe ek die Bybel bestudeer het, dat iemand soos Paulus op sy dag die beste wysheid van die omliggende kulture geneem het, veral uit die Romeinse, Griekse en natuurlik die Joodse filosofie, en dit as aanknopingspunt gebruik het vir gesprekke met daardie kulture. En natuurlik het baie van ons begrippe van die omliggende wysheidstradisies so deel geword van die Bybel. Ons sien dit byvoorbeeld in werke soos Spreuke. Selfs die goue reël wat Jesus vir ons gee, is 'n verbuiging gewees van 'n bestaande goue reël, nie alleen onder Jode nie, maar ook in omliggende volke. Die reël het gestel, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Dit was alom bekend, maar Jesus verander dit en gee daaraan meer stiekrag wanneer hy dit in die positiewe stel, in 'n opdrag. Alles wat julle wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. Matteus 7 vers 12. Reeds in die openingswoorde van die profeet word jou voete onder jou uitgeslaan deur die vloei van poesie. Luister net hierna. Toe is die deure van sy hart oopgegooi en sy vreugde het ver oor die see gevlieg. En hy het sy oë gesluit en daar was aanbidding in die stiltes van sy siel. Ek het die eerste keer van Gibran deur my pa gehoor, toe ek my eerste meisie by die huis aangebring het. Ek vermoed my pa het gedink, ons neem dinge te ernstig op, want in daardie verliefdheidsfase wil jy omtrent niks sonder die ander doen nie. My pa het vir my uit die profeet voorgelees. Maar laat daar ruimtes wees in julle samesyn, en laat die winde van die hemele tussen julle dans. Min mekaar, maar moenie van liefde boeye maak nie. Sing en dans te same en wees bly, maar laat elkeen van julle alleen wees, net soos die snare van die luit afsonderlik is, al vibreer hulle met dieselfde musiek. En staan by mekaar, maar tog nie te na aan mekaar nie, want die pilare van die tempel staan apart, en die eik en die sipres groei nie in mekaar se skade wees nie. Vanmôre gaan ek voorlees uit die 7de tema, oor vreugde en verdriet.
Ek dink dit is 'n toepaslike afsluiting vir ons gesprek die laaste paar oggende oor waar lyding inpas in 'n gesprek oor die goeie lewe. Toe sê 'n vrou, praat met ons van vreugde en verdriet. En die profeet antwoord, jou vreugde is jou verdriet ontmasker. En dieselfde put waaruit jou gelag opstyg, was dikwels met jou trane gevul. En hoe kan dit anders wees? Hoe dieper die verdriet in jou wese insny, hoe meer vreugde kan jy bevat. Is die beker waarin jou wyn vonkel nie dieselfde beker wat in die pottebakker se oond gebak is nie? En is die luit wat jou gees streel nie dieselfde hout wat met messe uitgehol is nie? Wanneer jy gelukkig is, kyk diep in jou hart, en jy sal vind dat slegs daardie dinge wat jou verdriet gebring het, nou aan jou vreugde bied. Wanneer jy verdrietig is, kyk weer in jou hart, en jy sal sien dat jy in werklikheid ween oor daardie dinge wat jou vreugde was. Sommige van julle sê, vreugde is groter as verdriet, en ander sê, nee, verdriet is die grootste. Maar ek sê vir julle, hulle is onskeidbaar. Tesame kom hulle, en wanneer die een alleen by jou aan tafel sit, onthou bietjie dat die ander een op jou bed aan die slaap is. Waarlik, jy hang soos 'n weegskaal tussen jou verdriet en jou vreugde. Slegs wanneer jy leeg is, kom jy tot stilstand en ewewig. Wanneer die bewaarder van die skatte jou oplig om sy goud en silwer te weeg, moet jou vreugde of jou verdriet noodwendig styg of daal. Ons gebed vanmôre kom uit Habakuk 3. Hemelvader, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in U, Here, jubel, sal ek juig in U, my God en my redder. U, Here my God, gee vir my krag. U maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat U my veilig loop. In Jesus naam, amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.